fly deur die woord van die Here na die laaste hoofstuk daar in die brief aan die gemeente in Kolosse, die gemeente van Kolossense, dan die 4de hoofstuk, ons gaan 'n baie kort gedeelte saam lees, daar vers 2 tot en met vers 6, die vermaning om te bid en wysheid te betrag. En ons tema, soos jy gesien het vanoggend, en gister ook op die groep, volhardend naby God, selfs wanneer jy nie alles verstaan, om te volhard in jou verhouding met die Here, om saam met die Here te wandel, elke oomblik van elke dag, al maak net dood eenvoudig niks sin. Al kry jy nie die antwoorde, selfs die oplossings en uitkomste wat jy so brood nodig het nie. En ten spyte van dit, kom Paulus en hy gee vir die gemeente hierdie gedeelte om te sê dat, al maak dit nie sin nou nie, al verstaan jy nie, lewe in volharding naby aan God. Laat dit sigbaar word ten alle tye. Dit is toch die oproep wat ons kry elke dag van ons lewe, is om so te lewe dat die Here wat in die hemele is verheerlik word. En om dit reg te kry beteken dat ons in die weg van die Here moet wandel, want die lyn moet vanuit die lewe teruggetrek word na God. So as jy doen wat die Here van jou vra, dan kry hy die erkenning daarvoor. Maar as jy nie doen wat die Here vra nie, dan neem jy iets van God af weg. Jy vat sy eer weg, jy vat sy heiligheid weg, jy maak hom nie meer soewerein en almagtig nie. En daarom is dit so belangrik dat ons in ons lewe en ons geloofslewe moet volhard. Veral in die tye waarin ons lewe, die baie moeilike en uitdagende tye. En veral ook as 'n mens hierdie naweek wat verby is ernstig wil opneem, dan het 'n mens die verantwoordelikheid om altyd vir die Here te vra, Here asseblief, help my om hierdie pad van Christus te bly. Ek smeek U, Here, ek wil nie links of regs van dit afwyk nie. Ek wil regtig so lewe dat U vir my sal sê, mooi so, jou goeie en getroue diensknegt en diensmaat. Dit is dan nou uiteindelik ook wat wanneer die sterfte van Christus en die opstanding 'n impak in jou lewe het, ons as ware werklik 'n nuwe lewe. En ons moet altyd vir die Here vra om vir ons te help om die deure van die evangelie oop te maak, dat ons oor niks anders kan roem en praat as oor die lewe en die werke van Jesus Christus. Dit is uiteindelik die ideale geloofslewe. Wanneer jy jou mond oopmaak, word die Here verheerlik, oor hom word gepraat. Selfs al wil jy, selfs al voel jy nie asof dit die regte plek of tyd is nie. Dit is waarna toe ons werk in ons geloofslewe, dat ons ten alle tye volhardend naby aan God sal lewe. Dis ons uitdaging. Weet jy wat? Dit is moontlik. Gaan vra maar vir iemand soos Henog of Elia. Vra maar vir hulle. Gaan vra maar, kyk na die geloofsgetuies in die Bybel, Hebreërs 11, mense wat naby aan die Here gelewe het. Gaan praat maar met mense wat vandag nog met hulle lewens betaal, net omdat hulle nie wil afwyk van hulle belydenis in Jesus Christus nie. Ons is nog baie bevoorreg, ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie daar nie. Ons is Here baie dankbaar, want ons is daar nog nie reg nie. Ek beproef soms die diepste gelowiges meer as die wat oppervlakkig is. So, ons is daar nog nie reg nie, maar kom ons maak onsself reg, wanneer ons selfs in die oog van die dood kyk, ons bereid sal wees om die Here se naam te heilig. Dis ons uitdaging. Nou voor ons saam lees uit hierdie gedeelte van Kolossense af, vanuit kom ons nader tot God in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en ons prys U groot en die heilige naam ook op hierdie oggenduur, die tydsuur wat U vir ons aangedui het en gegee het om U te aanbid. Om op hierdie dag van die Here tot U te nader en ook aan U al die eer te gee en ook U te bely as die een wat ver bo alles en almal is, 'n naam bo alle name, waaragtige God, lewende God, enige ewige God. En ook bely ons Here, omdat ons weet ons 'n voorreg het om U ons Vader te doen. Daar is 'n persoonlike, intieme verhouding wat baie duur prys gevra het, maar U het nie gehuiwer om daardie prys te betaal nie, om U seun self sonde te maak nie, om hom uiteindelik aan 'n houtkruis vas te slaan nie en te laat sterf nie, God verlatenheid te beleef nie, dat ons die voorreg het om vanoggend hier nie net te sê ons is kinders van God nie, maar om te kan ervaar en te kan beleef en te kan voel, die Vader is by ons, met ons.
Die teenwoordigheid maak 'n verskil. En mag ons dit ook so vanoggend beleef. Ons weet, Here, die uitdagings is baie, veral vir ware gelowiges, kinders van die Here vandag. Ons weet dat die Satan se versoekinge al hoe meer word en dat alles amper die waarheid is, maar ons weet, Here, iets wat amper die waarheid is nie die waarheid nie. En daarom vra ons, Here, dat U ons sal help om in die waarheid te wandel en in die waarheid te aanbid, en in die waarheid U al die eer te gee, maar om nie in die valsheid van die wêreld betrokke te raak nie, selfs al klink dit amper reg. Ons dank U, Here, vir ons gemeente, ons dank U, Here, vir die hand van seën en genade, wat ons ook elke dag beleef. Ons weet, ons het baie uitdagings ook beleef, hierdie afgelope week met die baie reën, eers die min reën, dan die baie reën, ons verstaan nie alles nie, Here, maar mag ons ook ten spyte van dit, al verstaan ons nie, al het ons nie begrip vir dit nie, al maak dit nie sin nie, nog steeds ons oë op U gerig hou. Ons het gesien in die Bybel met ou Petrus wat gebeur as ons nie ons oë op U gefestig hou nie, ons sink weg. Help ons, Here, help ons gemeente, help die ware gelowiges om werklik oor die water van die probleme, die uitdagings en die wêreldse strome te loop en aan die ander kant uit te kom en U te eer. Ons dank U, Here, vir die voorreg wat ons het om die Heilige Gees te beleef, wat dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het, om ons te herbevestig elke liewe Sondag, saam met 'n belydenis, saam met medebroers en susters in die geloof. Ons dink in besonder aan die geleentheid wat nou vir ons voorlê, waar ons U woord gaan lees, vra ons dat U met ons sal spreek, en dat die Heilige Gees dit vir ons sal duidelik maak, en dat ons hierna ook ons lewens sal verander, vernuwe, deur die krag van die Gees, om te wees dit wat U wil hê ons moet wees, dit wat U wou gehad het ons van die begin af moet wees, en dit is beelddraers van die lewende God. Help ons om dit te wees in hierdie gemeente. Help ons om nie net as individu dit na te streef nie, maar help ons om die eenheid van geloof in hierdie gemeente te herstel, en sterk te staan op daardie belydenis, dat ons werklik 'n groter, dieper impak sal maak op almal met wie ons in aanraking kom. Baie dankie aan diegene wat U ons in ons gemeente toevertrou het. Baie dankie vir diegene wat vanoggend hier is. Ons weet, Here, ons stel nie mense nie, want wat ons nodig het is U teenwoordigheid, en dit is hier, dit is genoeg. Mag ons dit ook glo. Ons bid ook vir die week wat voorlê. Ons vra ook so, Here, dat U Uself daagliks in die skepping en van die woord en elkeen van ons sal openbaar. Ons sal help ook ons skuld aan U te openbaar, daardie daaglikse saligheid te beleef, die sekerheid van redding. En ons dank U, Here, vir die goedheid en guns, genade en liefde elke dag in ons lewens. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sal net hierdie kort gedeelte saam lees, die gedeelte, daar's 'n gedeelte in die preek waar ek so 'n bietjie die konteks sal verduidelik, en dan sal ons daarby stil staan, so ek gaan nie nou te veel noem nie. En kom ons lees dan saam wat Paulus vir hierdie gemeente in Kolosse skryf. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging, en bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is, dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoort te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Tot sover die skriflesing uit die woord van die Here. Ons gaan soms so deurlopend na die hele gedeelte verwys, so daar's nie 'n spesifieke fokus-teks nie. Ek sal wel 'n woord wil uithaal, en dit kry ons in vers 2 se begin, volhard. Volhard, jy sal sien, hy is in hoofletters geskryf. Ons weet, wanneer ons dit in die Bybel sien, word dit oorbeklemtoon. Kan jy eintlik dit genoeg beklemtoon? Jy moet regtig volhard, volhard, volhard. Nie net moet volhard, soos volhard, volhard. Jy moet volhard, 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 en doen dit op die volgende manier. Dis wat die woord van die Here ook vanoggend vir ons sê. Mag ons glo dit was die woord van die Here. Mag ons die saligheid in Christus Jesus ook vanoggend beleef. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, soms in die lewe is daar oomblikke wat jou asem totaal en al wegslaan. Nie noodwendig van verwondering of die lekker nie, maar ook oomblikke van absolute rou, teleurstelling of seer.
die gebed waarop jy gewag het, en die gebed wat jy so lank aan werk, bly onbeantwoord. Jy bid vir reën, jy bid vir reën, jy bid vir reën, maar dit reën nie. Jy bid vir sonskyn, jy bid vir sonskyn in 'n warm en droë dag, maar niks gebeur nie, dit breek nie deur nie. Die siekte, die diagnose wat jy gereeld en konstant aan die Here opdra, word nie beter nie. Die pyn, die hartseer van 'n geliefde wat jou voorgegaan het, al smeek jy en al pleit jy vir die Here om dit weg te vat, gaan nie weg nie. Die deur waarvoor jy gehoop het om oop te gaan, bly dood eenvoudig net toe. Die droom waarvoor jy gewerk het, hard beplan het, val heeltemal uit mekaar uit. Nou hierdie ken ons baie goed. Wat doen 'n mens in hierdie geval? Wat doen 'n mens as dit jou lewe is? Bly jy steeds glo? Bly jy steeds bid? Bly jy steeds vertrou? Goeie vraag om te vra, as die teëspoed en die mismoed van die lewe jou deurlopend tref, maar veral ook in jou geloofslewe, jy nie uitkoms kry nie verligting beleef nie antwoorde ontvang nie. Bly jy steeds glo, bly jy steeds aanhou bid, bly jy steeds vertrou op die Here wat dan menslik gesproke jou dan al reeds so teleurgestel het, of in sy vaderlike taak gefaal het. Nou in Kolossense 4 vers 2 tot 6 kom Paulus en hy leer ons hoe om aan God vas te hou, met jou hele wese, jou gees, jou verstand en selfs fisies, ook wanneer ons nie alles verstaan nie, en ook wanneer ons nie begrip oor alles het nie. Hy roep ons op in hierdie gedeelte om vas te staan in ons geloof en wys te wandel en woorde van genade te spreek. Nie net wanneer dinge goed gaan nie. Dit is mos maklik om met 'n glimlag op jou gesig te praat oor hierdie dinge as dit goed gaan en ons in dankbaarheid tot die Here nader. Dit is nie so maklik om oor hierdie dinge te praat wanneer jy binne in die donker dieptes van hartseer of teleurstelling is, of selfs 'n slegte en moeilike tyd nie. Kom ons luister dan nou vanoggend na God se stem wat uit hierdie gedeelte uit jou en my in hierdie gemeente oproep om volhardend naby aan hom te bly, selfs as jy hom nie verstaan nie. Naby aan die Here te bly, selfs al verstaan jy nie sy raadsplan of sy doel vir jou lewe nie, of nie waarom jy deur hierdie uitdagings gekonfronteer word nie. Nou om hierdie gedeelte reg te verstaan, moet ons mooi kyk na die konteks waarin Paulus skryf. Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente in Kolosse, 'n gemeente wat hy heel waarskynlik nog nie eens persoonlik self besoek het nie. Maar Paulus sit nie daar gemaklik in 'n huis met 'n pen en 'n koppie koffie besig om hierdie brief vir hulle te skryf nie. Dis nie die rede hoekom nie by hierdie gemeente kan uitkom nie. Paulus sit in die tronk, heel waarskynlik daar in Rome, vasgevang in 4 mure. Haaglike omstandighede. Hoekom? Omdat hy die woord van God verkondig, omdat hy die blye evangelie van Jesus Christus met sy mond en met sy lewe bely en verkondig, en hy basyn, maak nie saak die uitdagings en die konfrontasies wat sy kant toe gekom het nie, maak nie saak of hy verstaan het of nie. Sy fokus was om die mense te leer van die wonderbare lig wat die duisternis totaal en al breek. Dit is waarom Paulus in die tronk sit. Die gemeente van Kolosse bevind hulle self onder baie druk. Hulle beleef eintlik 'n baie moeilike situasie en hulle beleef eintlik baie uitdagings van buite af. Valse leraars, wolwe in skaapsklere, het begin om by daardie gemeente betrokke te raak. En hulle het hierdie gemeente begin mislei met
leerstellings wat Jesus se uniekheid en Jesus se genoegsaamheid totaal en al ontken. Hulle het begin om aan hierdie gemeente te verkondig en te sê, Jesus, die Seun van God, die Messias, die Verlosser, hy is nie genoeg nie. As jy werklik gered wil word, of 'n baie beter en lekkerder lewe in die Nierlandals wil hê, dan moet julle ook iets anders te doen. En ons het die antwoord vir julle. Dit is julle moet spesiale kennis hê. Wat net ons vir julle kan gee. Spesiale gawes, wat net ons vir julle kan gee. Maar ook hierdie rituele, hierdie seremonies, wat ook net ons vir julle kan gee. Paulus het daarvan te hore gekom, en Paulus reageer uit Kolossense uit op hierdie valse leerstellings met hierdie brief en veral hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het. En Paulus reageer baie eenvoudig. Kyk, ons ken Paulus, hy is nie 'n man wat op grys area loop nie, hy is baie reguit. Partykeer sal ons sê hy is hard, maar baie regverdig. En dis presies wat Paulus hier sê. Hy sê Jesus Christus is alles wat jy nodig het. Hy is genoeg. En die hele gedeelte van Kolossense, veral daar in hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 3, is 'n opbou tot hierdie argument. Want daar in die eerste hoofstuk kom Paulus en hy sê, Jesus Christus, hy is die beeld van die onsigbare God. En in die tweede hoofstuk kom hy en sê, in Christus woon die volheid van God. En in die derde hoofstuk sê hy dat die wat in Christus Jesus opgestaan het of opgelewer is, hulle leef dan nou net tot die eer van God. Dan in hoofstuk 4 wat ons dan saam gelees het hierdie gedeelte, begin Paulus om sy brief af te sluit en hy kom en hy gee praktiese riglyne oor hoe 'n gelowige moet leef. Hoe 'n gelowige moet klink, hoe 'n gelowige moet optree, nie net in die maklike tye nie, maar ook veral wanneer dit sleg gaan, en wanneer dit moeilik gaan. Hy gebruik hierdie mooi vergelyking na sout, jy moet optree soos iemand wat besprinkel is met sout. Jy al gesien as mense 'n lekker hap vat van kos sonder sout, dan is daar so 'n smaaklikheid, ou trek sy gesig so 'n bietjie snaaks. Sout bring nuwe lewe, nuwe geure, nuwe kleure, dit maak dit smaaklik en lekker en beter, dat jy 2 of 3 of meer happies wil hê, maar dat ander ook graag van hierdie maaltyd wil geniet. En dis wat Paulus nou in hierdie gedeelte vir die mense probeer leer, as jy moet so lewe soos iemand wat bietjie sout het. Sout van die aarde is, iemand wat 'n verskil maak, iemand wat die lyn terug na God toe trek, iemand wat homself sal verneder of die minste wil wees, sodat God en die Here Jesus Christus die meeste sal wees. Om so lewe met hierdie sout van evangelie, hierdie sout van verlossing, hierdie sout van genade, hierdie sout van redding, wat ons al reeds beleef het verlede naweek. Sout. Die Here gee dit gratis verniet vir jou en my, en dis wat Paulus nou vir die mense probeer leer, en sê, jy moet so lewe. Nou die doel van Kolossense 4 vers 2 tot 6, is om gelowiges, ek en jy dan aan te moedig, tot volhardende gebed, selfs onder moeilike omstandighede, om geestelik waaksaam te wees, en 'n dankbare gesindheid te hê, en 'n wyse en 'n liefdevolle omgang met ander mense, en om 'n lewe en getuienis te hê, wat God eer, selfs buite hul begrip. Nou die betekenis van hierdie gedeelte in die volgende opgesluit, Paulus roep gelowiges, my en jou vanoggend, om nie net van Jesus te weet, en om nie net oor hom te praat nie, maar om werklik, bewustelik, en om vas te klou, en om vas te hou, om voortdurend te bid, maar ook baie spesifiek te bid, om te bid, dat God die deur van die evangelie sal oopmaak, sal open, sê hy, sodat Christus Jesus suiwer en alleen verkondig sal word, dat daar niks goed bygepraat of bygeleer word nie. En dis wat Paulus dan vir die gemeente sê, bid daarvoor, dat God self die deur van die evangelie sal oopmaak, want daardeur sal ons die waarheid
hoor wat ons nodig het om te hoor. Die betekenis lê daarin dat ons met wysheid en genade onder mense moet lewe, nie omdat mense alles sal verstaan nie, of selfs in beheer is nie, maar hoekom moet ons so met ander mense lewe? Want dit gaan altyd net oor Jesus en God. Dis ons primêre prioriteit, dis wat ons moet doen. Waar jy jouself bevind, moet dit gaan oor die Here, jy besig wees om die koninkryk te bou, die koninkryk sigbaar te maak, tot gebruik van ander in jou lewe ook. Dit is baie belangrik om dit ook dan so reg te verstaan. Hierdie oproep is vandag nog net so belangrik soos toe Paulus dit vir hierdie gemeente geskryf het. In vers 2 sê Paulus, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Nou volharding beteken jy hou aan, en jy hou aan, en jy hou aan, selfs wanneer jy moeg word, of selfs wanneer jy ontmoedig voel, selfs al het jy die uitkoms nie, selfs al beleef jy die beterskap nie, selfs al ervaar jy nie 'n oplossing nie, jy hou aan. Julle kinders sal ook weet, as 'n mens so om atletiekbaan staan en so baie pyl vlak by laaste gedeelte voor die wenstreep, dan begin die mense te sê, hou bene hou, jy sê nader dit vir jouself ook. Dit is die eenvoudiger verduideliking van wat volharding beteken, om die heeltyd te sê, hou bene hou, ek weet is ver, ek weet ek is moeg, ek weet ek is nie lus nie, ek weet dit maak nie sin nie, ek weet ek stel myself te leer, maar hou bene hou, dis volharding. Waaksaamheid beteken dat jy altyd in jou geloof en in jou gees wakker is. En let op vir die versoekinge van die Satan wat jou kant toe kom. Jy kan onderskei tref tussen reg en verkeerd, maar ook jy gryp die geleenthede aan om God te verkondig, die blye evangelie van Jesus. En dan danksegging beteken jy hou aan om God te eer, God te loof, God te prys, selfs al het jy nog nie die antwoorde nie. Dis 'n uitdaging, maar dis moontlik, geliefdes. Dit gaan oor die wortel van geloof, hoe diep strek ek. Nou, Paulus verstaan dat gebed nie altyd maklik is nie. Dit is maklik om te bid. Dit voel eintlik gemakliker om te bid wanneer dit goed gaan, wanneer dinge in jou lewe klop disselboom is, maar wanneer jy wag, wanneer jy pyn voel, wanneer jy hartseer is, wanneer jy teleurgesteld is, wanneer jy deur moeilike uitdagings gaan of hoë berge probeer uitklim, wanneer jy nie verstaan nie, dan word gebed werk. Jy bid, maar jy's nie in met jou gebed nie. Jy het nie in harmonie met jou gebed nie. Jy bid en jy weet. Ek bid maar net omdat dit tradisioneel deel is van my geloofslewe. En dit is dan uiteindelik die uitdaging waarmee ons so gereeld in ons lewens ook gekonfronteer word. En tog sê Paulus hier vir die gemeente, hulle is baie verdwaald op die oomblik. Hou aan bid. Hoekom sal Paulus dit sê? Want gebed is nie net 'n manier om dinge by God uit te kry nie. Gebed is die plek waar jou hart en jou wese gevorm word wanneer jy intiem met God verkeer. Gebed bring jou nie net in God se hand nie. Gebed bring jou in God se hart. En daarom sê Paulus in vers 3 so mooi, bid tergelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deure van die woord mag open. Nou, dit is mooi dit, ja. Paulus sit daar in die tronk, omdat hy die Here in sy naam verkondig, omdat hy lief is vir die Here. Hy sit in die tronk, hy word mishandel, hy word verneder, hy word uitgehonger, hy kry niks om te drink, hy word geslaan, hy het nie 'n bed om op te lê nie, 'n kombers om oor te gooi nie, nie 'n kussing om sy kop op te rus. Dis wat Paulus het. Daar's baie dinge wat ons dink Paulus voor sal moet bid en sal moet vra. So Paulus kom leer vir ons vanuit sy omstandighede ook, dat hy sê, ek is gebind in die boeie van Christus, ek is ook saam met julle eintlik in die gevangenis, want ons het 'n baie groot uitdaging in hierdie lewe, en selfs vanuit die tronk, vanuit ongemak en beperkinge, hoor ons nie vir Paulus bid, en sê, Here, asseblief, as dit U wil is, maak die tronkdeure vir my oop nie, dat ek kan uitstap nie. Here, asseblief, gee my vrylating en vryheid nie. Asseblief, Here, maak hulle harte sag, dat hulle daarom vir my 'n kussentjie bring, of dalk net 'n ordentlike bord kos nie.
Paulus bid nie so nie, Paulus is nie in gesprek met die Here so nie, hy vra nie vir uitkoms nie. Waarvoor bid Paulus? Wat in die tronk sit. Hy bid en vra dat daar gebid sal word, dat die deure van die evangelie geopen sal word. Hy bid dat die woord van God verkondig sal word en gehoor sal word. Hy bid nie vir sy eie gemak, sy eie uitkoms, sy eie verandering van omstandighede nie. Hy bid en sê, Here, dat in spite van die omstandighede, mag die evangeliese deure geopen word, mag dit gehoor word, mag ek vasklou aan hierdie waarheid, dat ek dit ook nou hier in hierdie omstandighede kan lewe. Dit vat ons gedagtes na Psalm 42 toe, waar die tronkbewaarders die heeltyd vir die gevangene, die geestelike leier van die volk sê, waar is jou God? Waar is jou God nou? Kyk waar sit jy, né? Hy kan jy nie eens hier uithaal nie, en hy begin amper te val onder die druk, en hy sê die water van die Hermons val op hom. Dan slaan hy homself bewuslik so op sy bors en sê, wat is jy onrustig in my? Hoop op God, vertrou op die Here, want ek sal deel hê aan sy heiligheid. Ek sal deel hê aan sy heil, ek sal deel hê aan die verlossing. Hy sê nie maak die deure oop nie. Hy sê, help my Here om altyd te glo. Maak nie saak waarheen ek gaan nie. Help my Here om altyd vas te klou aan U. Maak nie saak wat U toelaat in my lewe nie. Dit gaan nie oor hoop verloor nie. Dit gaan oor om vas te klou, vas te hou. En die weet dat God is in beheer en sal altyd in beheer bly. Maak nie saak waarheen jy gaan, maak nie saak waarheen jy nou tans in jou lewe gaan. Dit is wat 'n lewe naby God kenmerk. Selfs wanneer ek swaar kry, bly my grootste begeerte dat God se naam groot gemaak word. Selfs wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, is my groot behoefte altyd om die eer vir die Here te gee. En myself ook deur die Gees toegelaat te word om so gelei en georiënteer te word, dat ek in alle tye my oë op God gefokus sal hou, maak nie saak wat nie. Hoe anders is dit nie as ons na ons eie lewe kyk, ons eie natuurlike neiging om net te bid vir verligting of uitkoms of beterskap of selfs net oplossings nie. God roep jou en my vandag baie duidelik. Hy sê, hou aan bid, hou aan glo, hou aan vra, nie net vir jouself, maar God se koninkryk. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou as jy mooi kyk na die goed waarop Paulus fokus vanoggend, waarop hy baie klem lê, sien ons dat alles wat Paulus hier vra, daai volharding en wysheid en genade, vervul is in Jesus Christus self. As ons na die Here Jesus Christus se bestaan kyk, hier op die aarde, hier in sy aardse bestaan, kan ons nie anders nie, as om vir mekaar te sê, sjoe, Jesus Christus hier op aarde het baie teëspoed beleef nie. Jesus Christus hier op aarde het baie verdrukking beleef nie, baie mismoed ervaar nie. Maar ten spyte daarvan, het Jesus Christus self volhard in gebed. Selfs toe hy daar in die tuin van Getsemane moes worstel en sê, my Vader, vat asseblief, as dit U wil, is hier die lydingsbeker van my af weg, maar nogtans nie my wil nie, laat U wil geskied. Hy weet wat voor lê. Hy fokus nog steeds op die eer van die Vader. Selfs toe sy eie versoeke nie die uitkoms gebring het wat sy menslike natuur begeer het nie, het Jesus volhard om naby aan sy Vader te bly. Hy het kom wys en getoon wat dit beteken om werklik gehoorsaam aan God te lewe en hom te vertrou. Jesus het gewandel in volmaakte wysheid teenoor mense. Hy het nie mense met harde woorde afgestoot, hulle gevloek en weggejaag nie. Hy het met sagtheid en waarheid na hulle toe gekom. Selfs toe hy voor Pilatus gestaan het en valslik beskuldig is, het hy nie sy eie saak aggressief verdedig nie. Toe die slegste met hom gebeur het, hoor ons nie daar, hy vra vir hulp daarvan onderaf nie. Beklei hy nie met die mense wat veronderstel is om hom te aanbid nie. Nee, met sagtheid, nie met aggressie nie. Hy het gewys wat dit beteken
om saam met God te wandel, waartoe ons in staat gestel kan word. En Jesus se woorde was altyd gevul met genade, woorde wat sondaars, gebroke mense uitnooi tot vergifnis, woorde wat gebrokenis ophef, woorde wat selfs aan die kruis uitroep, woorde wat nog steeds moeilik is om te begryp en te verstaan, omdat ons nou onlangs gehoor het wat hulle aan Jesus gedoen het. Waar hy sê, met 'n bebloede lyf en 'n gebreekte liggaam, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is besprinkel met sout. Want dit gaan vir jou en my ook daai woorde. My Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle dink hulle is amper reg, maar hulle is so verkeerd. Maar nogtans, Here, vergewe hulle. Daar waar hulle twyfel, daar waar hulle afwyk, daar waar hulle besig is met dinge wat nie so belangrik is nie. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis wie Jesus vir ons is. Hy is die een wat ons roep om te volhard, want hy het self vir ons daardie pad tot op die einde toe voluit geloop. Hy roep ons om wys te wandel, want hy het self vir ons gewys hoe. En hy roep ons om met genade te spreek, en sy hele lewe, sy dood en sy opstanding is 'n lied van genade. Die ene wat ons moet weet, ons kan nie uit eie krag uit hierdie pad loop nie. Jy moet regtig net in die krag van Jesus Christus, jy kan net in die krag van Jesus Christus so lewe, wat in ons werk. Hy is nie net ons voorbeeld nie, hy is ons bron, ons krag en ons lewe, en ek wil afsluit. Vandag vra die Here jou 'n baie persoonlike vraag, uit hierdie gedeelte uit die konteks uit, dit waar Paulus homself bevind. Dink hy dit begryp, hy verstaan 'n bietjie meer, en hy wil graag sy hart met ons deel. En dan staan ek en jy ook vanoggend voor hierdie baie belangrike en intieme vraag. Die Here kom vra vandag vir jou, binne in jou omstandighede, binne in jou situasie, binne in jou moeilik, binne in jou hopeloosheid, binne in jou hartseer, binne in jou aggressie, binne in jou kwaad, kom die Here na jou toe en hy kom vra vir jou, sal jy aanhou met my wandel, selfs al verstaan jy. Sal jy aanhou my hand vasklou, selfs al verstaan jy. Sal jy aanhou jou oë op my gerig hou, selfs al maak dit nie sin vir jou. Hy kom vra vir jou persoonlik, sal jy aanhou volhard naby hom. En dis 'n baie belangrike vraag om te antwoord, want dit sal vir jou sê, as jy dit eerlik antwoord, op watter vlak van jou geloof jy staan. Is jy werklik diep gewortel in die waarheid, of weet jy net so hier en daar? Sal jy volhard in gebed, vra die Here. Nie omdat jy altyd kry waarvoor jy vra nie, maar omdat jy weet wie jy aanroep. Sal jy leef in wysheid, nie omdat jy altyd die antwoorde het nie, maar omdat jy weet op wiese weg jy wandel. Sal jy met genade praat, nie omdat mense altyd reg is nie, want mense stel ons baie te leer, maar omdat jy altyd weet, jy self die genade ontvang het. Baie belangrik. Sal jy daarom met genade praat, dat jy het self genade gevind. God beloof nie altyd onmiddellik antwoorde nie. God beloof ook nie altyd oop deure nie, veral nie op jou tyd nie. God beloof ook nie altyd gesondheid, beterskap of herstel nie. Hy beloof nie altyd uitkoms en oplossings nie. Hy beloof nie altyd voorspoed en maklike tye nie, maar wat hy wel beloof, is hy beloof dat hy altyd by jou sal wees. Hy beloof dat hy jou nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie, sy teenwoordigheid sal jy voel. Hy beloof jou sy liefde. Hy beloof altyd dat as jy aanhou wandel naby hom, hy jou sal dra, selfs deur die donker. Dis amper soos 'n kind, 'n jong kind wat in sy pa, sy ma se hand so vasklou. Hy weet nie waarheen sy ouers op pad is nie, hy weet nie waarheen hulle gaan loop nie. Soos ons kinders se hande so vat, hulle weet nie waartoe hulle gaan nie, maar hulle stap saam. Hulle vertrou die ouers. Hulle weet dat hulle beskerm sal wees en na 'n goeie plek toe sal gaan. Dis 'n baie praktiese beeld om jy huis toe te gaan, soos daai klein kind. Jy vat hom baie keer so in 'n winkelsentrum. Hy het nie idee, hy wil sweets en speelgoed toe gaan. Maar hy het nie idee waartoe jy hom vat, maar hy stap saam. Partykeer 'n bietjie weerstand, as hy vas het aan die hand,
gaan hy saam. Dis hoe jou geloofslewe moet lyk. Met jou hand binne in die Vader se hand. In alle tye. Maak nie saak waartoe hy met jou op pad is nie. Jy gaan saam met die vertroue met jou hele lewe. Mag ek en jy vandag sê, Here, ek sal bly wandel saam U, ek sal U aan vasklou, selfs al verstaan ek nie, selfs al maak dit nie sin nie, ek sal bly bid, ek sal wys optree, ek sal genade praat. Hoekom? Want U is genoeg. U, Here Jesus Christus, U is my lewe. Amen. Kom ons dank. Dierbare Heer en Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet, dat ons eie krag uit sal ons nooit ons hand in U hand kan plaas nie. Maar U hou ons vas. Mag ons dit asseblief raak sien, want as ons dit raak sien, dan sal ons U volg. En Jesus, nou bid ons in deur die werking van die Gees. Amen.